Safa Radio bringing home to you. Safa Radio bring huis tuis. Bonjour, Pierre-Henri, of moet ek sê Groothond of Peach? Welkom by Safa Radio. Buongiorno. Either van daai is fine. Groothond, Peach, or if you really want to throw it back, Pierre-Henri. Voordat ek by daai name kom, vir ons luisteraars wat nie weet nie, jy kom van 'n moerse talentvolle familie. Ek bedoel, jou ma LZ, Maaskalk, aktrise, jou pa Oubaas, sewende land, dis toe ek weg is uit Suid-Afrika, kan ek Oubaas nog onthou, en dan die een met die looks in julle familie, Zetske. Julle is net moer-talented. Hoe was dit vir jou en Zetske om groot te geraak het met hierdie famous Suid-Afrikaanse aktrises en akteur? Baie dankie. Eerstens, ek sien een met die looks, maar you learn something new every day. Om eerlik te wees, dit was vir my doodnormaal. Ek het gedog, almal se ouers is op TV. Ek het gedog, groot mense is op TV. Net omdat vandat ek 'n kind was, as my ouers uitgaan, dan sal ek gewoonlik hulle op TV sien op Orkney Snorkney of op een van Jan Skols se reekse. So ek het regtig geglo hulle gaan uit and then they go, you know, they babysit me through the TV. Alright, nou ek weet jy het 'n briljante talkshow ook en ons gaan kom by jou musiek so ons gaan nie high level prating hier doen nie. Ons gaan sommer standaard graad chatting dit doen, plain and simple. Kom ons begin met jou bynaam Peach. Waar die hel kom Peach vandaan? So my bynaam Peach kom al vanaf grade 6, jy weet so standaard 6. My initials is PH vir Pierre-Henri. En as hulle roll call doen in die klas every morning, toe lees hulle uit PH van Pletsen, PH, en toe begin die kinders my PH noem, and very quickly being a kreatiewe skool, it was 'n kindskool, PH evolved into Peach. So it's PH, en toe word dit Peach. En na skool toe ek musiek gaan swat, toe dog ek nou is dit 'n goeie tyd om te rebrand na Pierre of Pierre-Henri. En ek kom aan en ek sê, hi, is dit Pierre-Henri? En die ou kyk my so en ek gaan, nee, jy is Peach. So Peach has been following me for most of my life. Ek sê nog wat Oubaas is die Groothond, so dit het niks met die familie te doen nie. Oubaas is die kakgroothond. So Groothond kom van die music video Awaken the Lekkerness, waar Nax op 'n quest gaan to awaken his inner lekkerness, en dan kom hy aan by die dojo, Groothond se dojo, en dan roep hy uit, Groothond, I want to awaken the lekkerness. En Groothond, you never know what's going to stick and what's not going to stick. Jy kan nie jou eie bynaam ooit kies nie. Dit werk nooit nie. En na daai music video het die Van Pletsen fans my Groothond begin noem, toe ek soos, you know, I'll take it. It could have been a lot worse. So Groothond het gestik en dit evolve nou al met prating into Grootie, which is the more vulnerable weergawe of Groothond. Okay. Alright, hoe gaan jy van iemand, as ek het reg, ek het dit ergens gelees, het jy jazz loop swat en nou is jy hierdie bevolkte Engels-Afrikaanse, ek weet dit is Afrikaans, maar die manier wat jy jou tale meng in die rap, jy maak eintlik rap moer cool vir selfs Engelse mense. Hoe het jy gegaan van jazz na dit? Dankie, nee, dis die goal met die mengels. Die mengels is die gateway drug vir Engelse mense tot Afrikaans. Mengels laat Engelse mense net genoeg verstaan om welkom te voel, you know, Afrikaans en Engelse mense can always meet in the mengels. So ek wou altyd drama gaan swat het na skool. Dit was my oorspronklike plan. Ek's baie lief vir acting, dis natuurlik in my bloed. Maar toe gaan ek na hierdie drama skool toe, Pro Arte, en doen daar drama. En iewers hier in standaard 7 of 8 het ek 'n band gejoin, and then music just completely hijacked that dream. En die cool ding vir my is, ek het so baie drama gedoen op skool, dat ek het satisfied gevoel, en toe besluit ek wil eerder na skool
musiek gaan swat en beter word met dromme en mixing en recording en composing en die cool ding van musiek is ek kan nog steeds my drama liefde ook uitleef deur music videos en skits en funny idees en karakters. En jy moes maar kies classical of jazz. En jazz was vir my net bietjie meer exciting en challenging en toe gaan kies ek die jazz. En baie basically het ons jy weet baie zol gerook en baie jazz gespeel. En toe voel ek uitgejazz. Toe ek so lief vir musiek, maar ek is nog steeds baie lief vir popmusiek, electronic music, dance musiek. En ek wil nie net 'n jazz musician wees nie. En toe aan die einde van my 2de jaar of begin van my 3de jaar, toe was ek al half permanent in die industry en toe hou ek op swat en doen maar net my ding. Hoe voel jou ouers en hoe voel die regte Afrikaners oor jy wat ek love die woord wat jy opgemaak het, mengels. Hoe voel jou paale of sien jou pa nee, die ou se artis is my seun, ek verstaan, of het hulle in die begin gegaan nee, moenie jou tale meng nie. Nee, my pa is regtig 'n groot fan van die mengels en vir die true old school mense sal hom onthou as Spike in Ortie Snort nie en ek dink Spike was ook iemand wat nogal mengels gepraat het. Die karakter ou baas nogal pure Afrikaans, maar ek dink my pa has always been a fan of the mengels en being authentic en kuns en so hy en my ma have always just been supportive. Ek dink hulle het my van jongs af laat voel dat dis fine om weird te wees. You have to worry to like try and fit in nie. Jy kan net, just be authentic, wees weird en doen jou ding. Ek weet jy het al met Van Coke en Jack Sparrow, Early B, jy like om te collaborate. As jy nou een artist, het kan 'n global artist wees. Een artist wat jy gou, man, as ek saam met hierdie ou of hierdie vrou kan record, wow, dit sal dit wees. Wie sal daai artist wees? Ek dink as ek kyk na global artists, ek dink it's amazing wees om te kan werk met hier's so baie Cobra sal cool wees, Depeche Mode, Nine Inch Nails, even Harry Styles. Imagine a Van Pletsen en Harry Styles crossover, Charlie XCX. Daar's soveel cool musiek en artists in die wêreld dat ek dink enige collab is vir my exciting want dit nie een collab gaan dieselfde wees as 'n ander een nie. So I'd love to whatever comes over my path or comes our way, we'll make the most of that. Okay, ek moet ook vir jou vra, ek was in Bellville op skool, ek is 'n Bellville lied, so ek weet 'n parapyl, ek verstaan kom met 'n hoofletter K. Wat die hel beteken moed? En is dit die teken? Ek het 'n bly Pretoriaanse pel wat dit moed. Okay, wat beteken moed? So moed, hierdie bedoel, dis maar net 'n M vir moed. Die moed is 'n valley tussen so jy kry mense praat altyd van Pretoria Noord, Pretoria Oos, Pretoria Wes. Die moed is wat heeltemal in die middel lê. Dis soos die hart van Pretoria. So dis 'n valley tussen Magaliesberge en Pretoria Wes en Oos en Noord en Suid. En die moed is 'n kombinasie van areas en ons klomp jokes oor die moed soos jy weet, die honde loop in pare want hulle is bang vir die kinders. En waar is die moed? Die moed is hier. En geen nie om waar ek gaan oral in die wêreld nie, of ons 'n show speel in Amsterdam of jy show speel in Kaapstad. Daar's altyd een ou of at least 'n handvol mense in die crowd wat skree moed tot die dood en dan hierdie wys. Die moed mense is ook 'n baie spesifieke mens. Daar's jy weet soos Angie Oove is ook van die moed af en ek meen sy was so badass as it gets. So die moed, it feels like
jou youth en jou kinderdae was definitief interesting as jy in die moed groot geword het. Ek gaan nou vinnig vir jou 'n quick quiz gee. 'n Bietjie net so Aussie goed en hooplik jy sal verstaan. Maar jou antwoorde moet jy 3 van jou songs se titels gebruik. So in ander woorde, as ek vir jou sê, byvoorbeeld, like jy die Proteas, dit sê die vraagie, en nadat hulle weer gechoke het, sal jy sê hulle bly stil. Of Jy bly stil, waar bly jy? Jy bly stil, my broer. Jy bly stil, waar bly jy? Jy bly stil, my broer. Jy bly stil, waar as hulle nou right is, so hulle is nou jou C+B- graad wat jy kry op skool. Dis kak, maar dit naai. soos om in die reën te braai. Dis kak maar dit naai. Dis kak maar dit naai. En dan, as dit briljant is, laat dit stoot. Laat dit stoot, laat dit stoot. Baby girl vanaand gaan ons groot. Laat dit stoot, laat dit stoot. Gooi daai sheba op die brood. Alright, Okay. so is jy reg vir jou 5 Aussie vrae? Kom ons begin. Aussie cricketspan. Jo, yes, jy gooi my sommer dadelik in die deep end. Die Aussie cricketspan. Kyk, as 'n Suid-Afrikaner wil ek seker maar sê jy bly stil, maar let's see. Let's go with that for now. Alright, kom ons vat hom daar. Die Aussie accent. Die aksent van die Aussies. Hy's kak my naai. Ek moet sê I quite like the Aussie accent. Ek kan dit nie eintlik goed doen nie, maar ek's mal oor baie soos Australian sitcoms soos Kath and Kim en Aussie maak vir my ook cool TV stuff en MasterChef Australia is still the best one. So ja, hy's kak my naai. Ek het Aussie musiek en ek verwys na AC/DC, INXS, Kylie Minogue. Ooh, In Tame Impala I believe as well. Onder So andere. ja, laat hy stoot. Laat dit Laat stoot. hy stoot. Alright. Crocodile Dundee. Nee, laat hy stoot, laat hy stoot. En dan die laaste ene, Margot Robbie. Ooh. Nee, laat dit stoot. Okay, kom ons praat gou. Jy het nuwe musiek op pad. Voordat jy my daarvan vertel. Cypher Radio, ek dink ons verloor baie luisteraars want ons speel Jack Sparrow en ons speel Groton van Peach en baie van die mense hierso is baie kerngangers so ons verloor het. Hoeveel radiostasies in Suid-Afrika of wêreldwyd speel byvoorbeeld jou en Jack Sparrow se musiek en die rowwe goed? Nee, ek dink nie daar's baie nie. In Suid-Afrika as jy 'n radio edit moet maak, klink die song. Ek weet nie of Jack Sparrow ek dink hy was een keer met wat was dit? Hosstokke los was baie op die radio gespeel, maar ek dink is die enigste song wat hy nie die heeltyd vloek nie. Maar nee, ek dink maybe a student station here and there, maar die mainstream radiostasies is maar skaam vir ons. Okay, so Cypher Radio, ons het wêreldwyd luisteraars, so ons gooi jou goed en ek Dankie. bedoel die luisteraars wat ek kan agterkom absolutely love it as ek live shows doen en as sekere mense op wat gereelde luisteraars is, jy sien dan weet ek hier kom dit. Alright, kom ons praat, jy is op pad om nuwe musiek uit te bring, is dit saam met Nax? Yes, so van Pletsen is ek en Nax. Ons is 'n duo. Baie mense dink dis net ek, maar dit was maar eintlik toevallig dat die bandnaam van Pletsen was want ons was saam besig om musiek te maak. Hy was toe nog my studio assistant en toe moes ons 'n song release. Ek dink dit was 'n Zaberfluten of Eilandstyl. En hy was actually die ou wat suggested toe sê ek kom ons release dit net onder van Pletsen. Toe sê ek self soos ja, that works and I believe you just trust the process. So van Pletsen is ek en Nax en ons is besig of ons is nou eintlik klaar met ons 5de album en hy gaan uitkom. Julle gaan binnekort goed begin sien, soos die singles begin uitrol en dan sal die album ook uit wees kort voordat ons Nederland toe gaan en Londen toe gaan vroeg in Mei saam met Early B. Alright Peach, van Pletsen, Groot Hond, Pierre Henri, ek sê vir jou baie dankie dat jy met ons gechat het hier op Cypher Radio.
Baie dankie, dit was regtig lekker om met julle te chat en hopelik sien ons julle eendag in die toekoms in Australië. Safa Radio bringing home to you. Safa Radio bring huis tuis.